Goeiemôre. Dit is donderdagoggend, die 6de Augustus 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle eerstens aan vanaand se bosberaad. Moet dit nie mis nie, ons gaan praat oor die Kalergi-plan. Dis die vervangingsteorie waar Europese vervang moet word met buitelandse immigrante. Dis lankal nie meer 'n samensweringsteorie nie en speel voor ons oë af. Dit terwyl daar jarelang gewaarsku was daarteen en daar net eenvoudig geen aandag aan die situasie gegee was nie. Nou gister het ek gepraat oor die ambassade in Londen en hoe hulle met gierige oë daarna gekyk het in die apartheidstyd en gesê het ons wil Suid-Afrika hê, ons wil hierdie ambassade gebou hê, ons wil dit beset. En toe hulle dit kry, toe raak dit vervalle en nou is die toonbeeld van Suid-Afrika daarmee heen. Nou dit laat my baie dink aan Haiti en wat daar gebeur het. Toe die slawe in Haiti eintlik gerevolt het, in opstand gekom het, die land oorgeneem het, het hulle 'n bevel uitgereik dat alle wit mense op die eiland vermoor moes word. So swart soldate is van huis tot huis en het duisende doodgemaak, insluitende kinders en vroue. Hulle het toe beheer gevat oor hierdie eiland wat hulle so graag wou hê as hulle eie en hulle hierdie kolonie wat die rykste kolonie in die Karibiën was, het hulle vernietig dat dit vandag die swakste en die mees disfunksionele land in die westerse hemisfeer is. Nou ja, vandag eis hulle inwoners om terug te keer na die weste, om toegang te kry tot westerse lande en dis dan die mense van wie af hulle wou ontsnap, van wie hulle ontslae wou raak en nou vandag weier hulle om terug te keer na die gemors wat hulle self en hulle voorouers geskep het. En dit laat my baie aan Suid-Afrika dink, maar ons kyk dan ook net gou na hierdie stukkie. Daar kan julle lees van wat daar gebeur het. No white person regardless of sex mag oorleef. En tussen 3000 en 5000 mense is doodgemaak. Net 'n paar dokters en 'n paar gespesialiseerde mense is uitgelos. En dit het absoluut gegaan oor die vernietiging van hulle voormalige regerings, maar ook die mense wat die rykdom daar gevestig het. Nou Ronaldo Gous praat hier van Zebedela, die op 'n stadium die grootste enkele sitrus produseerder in die suidelike halfrond, wat toe aan die gemeenskap gegee is deur 'n sogenaamde grondhervormingsproses. En sedert 2003 kos dit die belastingbetaler ongeveer 600 miljoen met niks in sig dat daar 'n einde aan gaan kom nie. Nou ons het al baie beeldmateriaal gesien dat daar by Zebedela van die pakhuise niks oor is nie, dat hierdie lemoenbome verdor en dood gegaan is, dat die helfte afgekap is vir brandhout. Weereens hulle wou hom hê, hulle wou daai plaas hê, want dit was suksesvol, dit het geld gemaak, dit het wêreldwyd lemoene uitgevoer, die grootste lemoenplaas in die suidelike halfrond. En daar uit die aard van die saak is dit nou oorhandig aan die gemeenskap en binne
'n jaar of 2, 3 was dit totaal en al vernietig. Daarmee saam kan ons nou gaan kyk na die volgende ene. Nou weet ek nou nie waar is hy nie. Wag, ek moet hom nog gaan haal gou. Wat ek ook vir julle net wil wys, dat julle dit kan sien. En ek deel dit vir julle. Hy gaan nou op die skerm kom. Daar is hy. Kyk net hoe het hulle onder die paaie uitgehol en daai grond wat gebruik is om die brug op te bou, word nou gebruik om goud te delwe, goud wat in daai gronde voorkom, uit te haal. Dis 'n totale vernietiging van die infrastruktuur wat daar plaasvind. Tog word daar nie veel aan gedoen nie. Die skuldiges lei nie aan die pen nie. Nou dis interessant, ons wil Suid-Afrika hê. So kom ons vernietig sy paaie, kom ons vernietig sy produksie, kom ons vernietig net eenvoudig alles. En op die ou einde van die dag gaan daar 'n punt bereik word waar hulle dieselfde gaan sê as wat hulle in Haiti gesê het, en dan oor 'n dekade of 2 gaan hulle kwaad wees vir die westerse wêreld en vir die blanke wat hulle self probeer uitjaag het of uitgejaag het in Haiti se geval, om kwaad vir hulle omdat hulle nie genoeg belê in die eens mees welvarendste eiland in die hele Karibië nie. Daar gebeur net niks nie. Nou ons weet van die bendes wat nou Haiti beheer en bestuur. Ons sien dan ook die bendes wat stadig aan die opkom en groei is in Suid-Afrika. Ons sien 'n patroon wat nou al erkenbaar is, wat plaasgevind het, wat besig is om nou in Suid-Afrika ook plaas te vind. Die voorbeelde is legio deur die wêreld van waar hierdie tipe van goed gebeur. Afrika, elke land in Afrika, Haiti, en in Suid-Afrika volg ons in daai selfde tendens as dit wat in Haiti gebeur het. Dit gaan my verstand te bowe dat daar mense in Suid-Afrika is wat nog kan glo of dink dat hierdie proses omgekeer sal word. Misdaad is te lonend, te winsgewend. Die onwettige goud wat gedel word, ongeag waar dit uitgehaal word, vul die sakke van die superrykes in Suid-Afrika. Dit vul die koffers van hulle privaat bendegroeperinge, hulle privaat leers wat hulle besig is om op te bou. So op die ou einde van die dag gaan dit om te vat en te kry, nie om te onderhandel, te onderhou of te bou nie. Nee. Ons kan praat en onderhandel soveel as wat ons wil oor die toekoms van Suid-Afrika, maar hierdie koers van vernietiging, van selfvernietiging, net soos in Haiti, gaan nie van self net weggaan uit Suid-Afrika uit nie. En daarom is dit belangrik dat jy jouself moet voorberei vir die dag wanneer hierdie moeilikheid kom. Ja, baie mense sê, julle sien net die negatiewe raak, maar bring my dan die positiewe. Kom wys my waar het hulle gebou, kom wys my waar is behoorlike onderhoud toegepas en nie net window dressing gedoen nie. Want dit is wat elders in Afrika gebeur en dis wat in Suid-Afrika ook besig is om te gebeur. Ons en ons alleen gaan vir ons veiligheid verantwoordelik wees. Niemand anders. Nie die polisie nie, nie die weermag gaan na jou veiligheid omsien nie. Nee, inteendeel, die dag wanneer hierdie dinge gebeur, dan kan ons verwag dat inteendeel die weermag en die polisie aangewend gaan word vir sekere privaat individue of groeperinge om tot hulle voordeel
te reageer en op te tree. Moenie wag tot dit te laat is nie, want dan is dit inderdaad te laat om iets daaraan te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand in te skakel om 7 uur stiptelik, waar ons dan begin met hierdie regstreekse uitsending, 'n lekker gesprek wat ons gaan hê rondom die Kalergi-plan, die sogenaamde vervangingsteorie. Ons kyk daarna en ons kyk hoe dit in die wêreld afspeel en dit terwyl 90% van die wêreldbevolking nog steeds dit nie raak sien nie. Mooi loop, lekker dag, baie sterkte en as jy hierdie uitsending geniet het, stuur hom aan vir iemand. Laat ons die algoritme groei, laat ons hom bou, dat hierdie kanaal kan sterker raak as wat hy tans is. Mooi loop, lekker dag.